Is dit nie net wonderlik om volgelinge van Jesus te wees nie? Om elke nuwe môre op te staan met vars hoop en geloof. Om te gaan slaap met die wete, God het vandag oor my gewaak. Om te dink dat enige oomblik, enige tyd kan hierdie weergawe van geskiedenis verander wanneer die basyne klink en Christus verskyn. Wat ons vandag net in geloof sien, sal ons dan van aangesig tot aangesig sien, sy koninkryk wat kom. Is dit nie wonderlik om te dink dat elke stryd, elke battle wat ek hiermee stry, kan ek hanteer, omdat ek weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Om te dink, niks is buite God se bereik nie. Geen probleem verras hom ooit nie. Daar is nie een enkele keer wat hy so 'n bietjie kop krap en wonder wat hy gaan doen nie. Ons doen dit wel. Is dit nie wonderlik om te dink dat elke sonde wat ek al ooit in my lewe gedoen het, is weggewas en ek kan nie meer vergewe wees as wat ek nou is nie. En jy ook nie. En as ek môre beter is, gaan hy my nie meer lief hê nie. Of as ek môre slegter is, gaan hy my nie minder lief hê nie. Sy liefde is nie iets wat kom en gaan nie. His love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Om te dink, hierdie lewe is net 'n beep, is net so tydelik in vergelyking met dit wat op ons wag, die ewigheid saam met Christus. Is dit nie wonderlik om sy volgelinge te kan wees nie? Wat 'n ongelooflike gedagte. Ons is geroep om mense van vrede te wees. En ons het geleer om ons probleme na God te neem. En ons kan bid, ons mag bid. Luister, as ons moet weet of kan sien wat gebeur wanneer ons bid, dink ek ons sal nooit ophou bid. Nou ja, ek het vir jou vandag 'n aanlyn grappie. Daar is 'n paartjie wat hulle 60 jaar oud, albei van hulle, en hulle vier hulle 30ste huweliksherdenking. En omdat hulle so mooi huwelik het, kom daar 'n engel en sê vir hulle, ons is so gelukkig oor julle, wat julle ook al vandag vra, gaan julle kry. En onmiddellik sê die vrou, ek wou nog altyd 'n eiland vakansie gehad het, en toef, net so, is daar 2 kaartjies in haar hand. En die man kyk en hy sê, wow, hierdie is reël. En hy sê, ek wou nog altyd met iemand getroud gewees het, wat 30 jaar jonger as ek is. Doef, net so, toe sy 90 jaar oud. Nou die vrouens sien gewoonlik hierdie ene kom. Maar so van mooier en jonger vroue gepraat, ek is so dankbaar vir my vrou Rita. Ek het haar gevang op 'n slegte naweek, toe sy nie mooi gedink het nie. Dis nou 32 jaar later. Nou gelukkig het daardie engel nog nie vir ons kom kuier nie, want ek is 'n bietjie baie benoud oor wat sy sal vra. Maar hoekom bring ek dit in? Ek wil so 'n bietjie oor die lewe praat. Voel dit nie ook dalk vir jou soms of party stukkies van die lewe net nie in mekaar pas nie? Ons is nogal lief om legkaarte te bou, puzzles te bou. En dan sal Heinrich, ons oudste seun, sal hy altyd ergens wanneer niemand kyk 'n stukkie steel, en dan wanneer ons nou klaar is met die puzzle, dan kom ons agter, dis een weg, en dan wonder bo wonder, maak hy sy verskyning, en Heinrich kom sit die laaste enetjie in, en hy het die puzzle klaar gebou. Maar soms voel dit net of dit nie uitwerk nie, of die dots net nie connect van A na B na C nie, dit maak net nie sin nie. Daar's uitdagings met kinders of kleinkinders of met tieners, mense wat siek is, finansies wat sukkel, en dis eindeksamens en dis eksamens en alles is 'n bietjie moeilik. Partykeer voel ek die lewe sou dalk makliker gewees het as alles net met 'n gebruikershandleiding kom. Ek sit en dink aan al die nuwe babas in die kerk, van Lika en Hendrey en Izaan en die tweeling. As hulle elkeen gebore word, so in aan hulle tone kom hulle uit met so gebruikershandleiding. As jy hierdie enetjie net hierdie stappe volg, A, B en C, gaan alles vir jou uitwerk. Maar dit werk nie altyd als uit nie. Wat doen jy as die goed nie pas nie, as dit nie uitwerk nie, as die handleiding nie sin maak, of daar nie eens handleiding is nie, waarheen draai jy? Na wie hardloop jy? Raak jy kwaad? Raak jy gefrustreerd? Partytjies om dronk te word, ek weet nie of dit help nie. Of bid jy? Ek wens ek kon sê my eerste reaksie is altyd gebed, maar die teendeel is, ek sukkel daarmee. Ek moet erken, hier kom dit nou. Ek sê gewaag, en ek is nou 50 jaar recovered gebedstudent. As ek stil word om te bid, is my gebed hierdie kant toe en daardie kant toe en dan weer hierdie kant toe. En ek dink aan 101 dinge om te doen, in plaas van die een ding wat ek gaan sit het of besluit het om te doen, is om te bid. Daar's meer afleidings wat in my kop maal as muskiete op 'n somersnag in die bosveld.
Ek ken mense wat nie sukkel met gebed nie, hulle is in 'n heel ander omgeegroepie. Hulle is gebedsreuse. Ek het 'n vriendin wat sê, in fact, God antwoord haar nog voordat sy bid. Hulle verkies gebed bo slaap. Ek slaap baie keer terwyl ek bid. Maar die groot vraag bly, maar hoekom sukkel ons met gebed? Dalk maak ons dit net bietjie te gekompliseerd vir onsself. Ons praat van gebedsplekke en gebedsposisies en gebedstaal en hulpmiddels en gebedshangertjie en spesifieke gebedsklere en gebedspatrone en gebedslysies en hier te kort en daar te lank. Moes ek dalk eerder gebuig het waar ek gestaan het of moes my hande opgewees het terwyl dit in my sak was? Moes ek dalk eerder gesê het Vader in plaas van Seun of Heilige Gees in plaas van God? Was my woorde verkeerd? Van my vorige gebede is nog onbeantwoord. Hoekom moet ek maar net weer my begeertes van my hart en die versoeke ergens hier in die stil donkerte instuur? Waarom sal God met my wil praat? Ek kry dit nie eens reg getel kom my terugbel nie. Waarom sal God met my wil praat? Ons het so baie vrae. En soms het ons daardie idee dat party mense is gebedsmense en ja, as ek net soos daai ou was, maar ek's nou nie 'n gebedsmens nie. Ek's nie een van hulle nie. Of miskien is daar 'n geheime kode van gebed. Nee, ek het dit nog nie gekry nie. Die een of ander gebedslegkaart wat ek moet uitfigure. Nou hier is iets wat my regtig gehelp het. Deur baie van die gebede wat mense in die Bybel gebid het, het ek so 'n bietjie gegaan en gelees in die Ou en in die Nuwe Testament. En die basiese samestelling daarvan kan behoorlik opgesom word in net 'n paar sleutelgedagtes. En ek gebruik hierdie sleutelgedagtes om my eie gedagtes te rig wanneer ek bid. 6 standpunte. En elkeen van hierdie gebede wat ek deurgelees het, het iets daarvan in. Ek noem dit sommer my go-to gebed. En is letterlik deel van my lewe elke dag. En dit begin so. Sê's goed. Vader, U is goed. Ek het U nodig. Hulle het U nodig. Dankie vir alles wat U vir my doen. En dan die 16 in Jesus naam. Vader, U is goed. Ek het U nodig. Hulle het U nodig. Iemand het U nodig. Dankie vir alles wat U vir my doen. In Jesus naam. Amen. Nou op my goeie dae draai en op die slegte dae draai hierdie gebed in my kop amper soos agtergrondmusiek. Sommers so in die verkeer. Vader, dankie dat ek U Vader kan noem. Sommers so in die verkeer, in die vergadering, waar ek ook al is. U is goed. Die weer is nie so goed nie en die omstandighede is baie sleg, maar U is goed. Alles omtrent U is goed. Ek het U hulp nodig. Ek het U hulp nodig. Ek is op pad dokter toe, ek is op pad na iemand wat ek voor moet gaan bid. Ek self sommer net in die winkel. Ek het U hulp nodig. Maar ek dink aan my kinders. My kinders het U hulp nodig. Ons mense het U hulp nodig. My gemeentelede het U hulp nodig. My vriende het U hulp nodig. Ons kerk het U hulp nodig. Maar voor ek amen sê, dankie Here. Dankie vir nog 'n dag, vir my hartklop, vir my asem en vir die bietjie hare wat ek oor het. In Jesus naam. In sy krag, in sy uitnodiging, in my verhouding met hom, in his authority, in sy naam. Dankie. Amen. Nou hierdie gebed werk in my kop deurentyd. Gebed is nie noodwendig altyd 'n 40 dae wegbreek of 'n deurnag gebedsessie in jou oorlogskamer nie. Dis great en ek hoop jy het daardie ervarings, maar dis meer dikwels die aanhoudende gesprek met God, bewustelik, altyd bewus van God in sy teenwoordigheid. Gebed is kragtig, nie soseer op die manier hoe ons bid nie, maar as gevolg van die een wat ons hoor. Daar is soveel kort, eintlik 'n paar woorde gebede in die Bybel. Gaan soek hulle gerus, gaan lees 'n bietjie deur. Maar een van die gunsteling kort gebede in die Bybel is die gebed van Maria, die moeder van Jesus. Nou wie sou hom beter verstaan as sy eie moeder? Hoekom sal ons dan nie mooi luister nie? So 'n bietjie die ore spits. Johannes 2. Op die 3de dag is daar 'n bruilof in Kana, Galilea. En die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Stop net gou so vir 'n oomblik. Is dit nie wonderlik dat Jesus en sy vriende genooi was na die bruilof? Is dit nie wonderlik dat hy so geliefd genoeg was dat iemand gesê het, "Hy moenie van Jesus vergeet nie, sit sy naam op die lys, sit sy naam op die lys en laat hy sy vriende saambring." En dan is dit nie net wonderlik dat hy gekom het nie.
dat hy alles waarmee hy besig was gestop het en opgedaag het. Hy hou van partytjies en hy het lank die pad gevat van Galilea na Kana toe en hy bring sy 12 vriende saam, sy disippels. Dalk net was dit deel van die probleem wat later by die troue gebeur het oor hierdie 12 ouens ook daar was. Die probleem was eenvoudig dit, daar was nie meer wyn nie. Toe gaan Maria na Jesus toe. Hoor wat sê die skrif verder. Hy sê, toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Sy praat met Jesus. So, ek beskou dit as 'n gebed, 'n versoek. In Afrikaans is dit 6 woordjies. Hulle het nie meer wyn nie. Nou op 'n skaal van 1 tot 10, hoe sou jy hierdie gebed klassifiseer? Is dit nou die tipe gebed wat jy op Pinterest sou post, of ergens op 'n muur behangsel sit, of vir Facebook? Hulle het nie meer wyn nie. Dis 'n baie eenvoudige stelling. Daar is nie veel daaraan nie. Hulle het nie meer wyn nie. Sy kom nie na Jesus en verduidelik hoe hy die probleem moet oplos nie. Sy is nie bossy of dring daarop aan nie. Sy vergeestelik nie die hele probleem nie. Sy sê ook nie, as jy regtig die seun van God is nie, of ek is jou moeder, jy moet my nou help nie. Sy weet daar is 'n probleem en sy vat die probleem na Jesus toe. Nou hier is die idee, wat daarvan as ons 'n les by Maria leer? Voor die probleem jou onderkry, kry die probleem onder Jesus se aandag. Die oomblik wat jy 'n probleem het, gee dit vir Jesus. Jy sit dit so in een sinnetjie, walk across the room en gee dit vir hom. Nou vandag se tema is die krag van 'n eenvoudige gebed. Ek noem dit sommer die groot krag van 'n eenvoudige gebed. Ons was nooit veronderstel om ons probleme self te dra nie, dis hoekom ons so moeg en oorlaai voel. Maria vat die probleem, vat sy heel eers na Jesus toe. En daar gebeur een van die mees interessante gesprekke wat in die Bybel plaasvind. Kyk wat sê Jesus vir haar. Maar hy sê vir haar, sê die skrif, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Nou, ek het dit nie sien kom nie, het jy? Jesus sê, my tyd het nog nie gekom nie. Dis asof Jesus nie na Kana gegaan het om die wonderwerk te doen nie. Hy het nog nie die wonderwerk, nog tot hier toe nog nie 'n groot wonderwerk in die openbaar gedoen nie, glad nie. Hy het Kana toe gegaan om 'n bruiloft te vier. Toe Maria die probleem bring, is sy reaksie, dis nog nie my tyd nie, nie my plan nie. So wat het Maria gedoen? Sy het hom nie herinner dat sy vandag nog die antwoord moet kry nie. Sy moet nou die antwoord, sy het dit nie gedoen nie, sy het nie op haar horlosie gekyk nie. Dis wat sy gedoen het. En dis baie goeie raad. Sy vat die probleem na Jesus toe. Hy sê sy tyd het nog nie gekom nie. Sy draai na die kelners toe en sê, doen wat hy ook al vir julle sê om te doen. Wat hy ook al sê. Het sy geweet wat hy gaan sê? Nee, sover sy geweet het, sou hy niks sê nie. Sy het letterlik die probleem gevat en by hom gelos. Wat hy ook al sê, dis wat ek wil hê. Gebed is wat u wil hê. Dis ook wat ek wil hê. Maar dis my aanbidding, dis my vertroue, dis my deklarasie van geloof voor God, want wat vir my belangrik is vir hom belangrik. Nou dink jy Jesus was kwaad vir Maria of ontsteld? Ek dink nie so nie. Ek dink hy was stil tevrede met Maria. Onthou, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, en Maria het in geloof gekom, so hy was tevrede. Soveel so, dat hy gereageer het. En al het hy gesê, dis eintlik nog nie my tyd nie, dis wat hy gedoen het. Die skrif sê daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. En hulle het dit gedoen. Vriende, ergens hier en route met die vol kanne water tot by die seremoniemeester verander H2O in Bordeaux of Merlot. En die seremoniemeester proe, dis goeie wyn, wat het hier gebeur? Wie het dit gebring? Mens bedien mos eers die goeie wyn en dan heel laaste daar die unlabeled Checker Special of Top Special. Wat het hier gebeur? Die wyn was ongelooflik lekker. Sjoe, ek wonder of daar 'n wynland in die Kaap is wat naby die
tyd sou kom van hierdie wyn, wat in 'n oomblik deur al die veroudering en die volrondheid, alles in een wonderwerk gebeur het. Het jy dit al ervaar? Wanneer Jesus jou gebed beantwoord, wanneer daar die deurbraak kom, is dit so wonderlike smaak in jou mond, dis soet, dis aangenaam, is nie geforseer nie, is volrond smaaklik tevrede, die geur van die prins van vrede, van die roos van Saron. Hy hou daarvan om goeie dinge vir sy kinders te doen, al is dit net om die fees nog lekkerder te maak. Nou ons hou vandag ook fees by die kerk, watch daai ene, terloops. Nie net is die kwaliteit van die wyn opgemerk nie, maar ook die hoeveelheid, die kwantiteit, die waterhouers was propvol. Ek lees Bybelkommentare wat sê, daar was die wonderwerk wat Jesus gedoen het, 960 bottels wyn. As Jesus se gebed beantwoord, is dit nie net smaaklik en vreugdevol nie, dis in oorvloed, dis 'n fees. En die blessing, die seën is nie net vir jou nie, maar ook vir almal in jou sirkel. Dis goeie nuus vir die kerk, dis goeie nuus vir jou besigheid, vir al jou mense wat die Here jou antwoord, dis goeie nuus. Dis goeie nuus vir die skool dat Harmonie en Hoërskool Bellville kerk hou. Dis goeie nuus vir jou omgewing waar jy woon. Dis goeie nuus vir jou familie en jou vriendekring. As jy jou probleme direk na Jesus toe neem, soos Maria ons leer, word jy geseën en dit het 'n effek op almal rondom jou, selfs die wat niks te doen gehad het met die gebedsversoek nie. Die sirkel van mense word geseën, want iemand het die probleem na Jesus geneem. Hoe sal ons familie en ons kerk en ons vriendekring lyk, as almal net al hulle probleme na Jesus toe vat? Nou, ons kan nie almal forceer nie, maar dis die rol van die kerk, van die sout en van die lig, van ons, om in hierdie wêreld, vat dit na Jesus toe. Nou, ek wonder baie keer, wat het Christus beweeg om te antwoord? En die antwoord is vir my eintlik eenvoudig. Dit was die versoek van Maria. Het Jesus geweet daar is 'n probleem voor Maria by hom was? Hy het die hemel en die aarde gemaak. Ek dink hy weet alles. Maar wat het hom in aksie gesit? 'n 6-woord versoek. Hulle het nie meer wyn nie. Ons kan enigiets na die Here toe vat. Hy kon wyn gee waar daar nie meer wyn is nie. Hy gee hoop waar daar nie hoop is nie. Hy gee genesing waar daar siekte is. Antwoord waar daar verwarring is. Vrede waar daar storms is. Hoekom? Omdat ons sy kinders is. Nie omdat ons een of ander gebedskode ontsyfer het nie, maar omdat ons bloed gekoop is, dier gekoop is, sy kinders is, in verhouding, en so on the job gebedsopleiding kry. Soms sê hy ja, soms sê hy nie nou nie. In die naam, by the authority of Jesus, en is daar reaksie in die hemel, en omdat jy met hom praat, verander jou hele wêreld. As ons geweet het wat gebeur het as ons bid, sou ons nooit ophou bid nie. Nou kyk wat het Maria gedoen. Sy het die probleem vir Christus gebring. Wil jy dit nie probeer nie? Jou probleem nou vir Jesus gee. Is daar 'n plek waar die stukkies van die goeders vir jou nie pas nie, connect nie met B nie, onthou wat ek nou van gepraat het, die gebruikershandleiding is nou vir jou in allerhande ander tale, jy verstaan niks nie, jy voel of jy verloor, jy kry dit nie reg nie. Kom ons vat dit vir Christus. Wil jy dit nie net probeer nie? Sit jou hande so voor jou uit en sit die probleem so denkbeeldig in jou hande, miskien sommer net in 6 woorde of minder woorde, soos Maria. Sy het gesê, hulle het nie meer wyn nie. Dalk sê jy, Here, ek het nie meer geduld nie. Die kanker is weer in my liggaam. Die kinders en die kleinkinders is sis of soon. Ek het nie meer moed nie. Ek het nie meer geld nie. Enigiets, as dit vir jou saak maak, maak dit vir God saak. So jy gaan ons, Vader, U is goed. Ek het U hulp nodig. Ons het U hulp nodig. Lig dit so op en gee dit vir die Here. In die naam van Jesus Christus. Laat dit gaan. Laat sak jou hande. Nou face jy nie meer die probleem op jou eie nie. Jy is nie meer alleen nie. Dis nie meer op jou skouers nie. Jy het die las vir die lasdraer gegee. Iets bonatuurlik het nou gebeur. In Jesus se naam het jy gedoen wat hy jou vooruitnooi om te doen. Nou mag jy dalk sê, Hugo, okay, wat gaan nou gebeur? Nee, is nie my afdeling daar nie. Maar iets gaan gebeur. Gaan regtig gebeur. Gaan dit dramaties en vinnig wees? Ek weet nie. Ek hoop so, maar ek weet nie. Maar die regte ding gaan gebeur. Jy word verlos van die angs dat niks gaan nie gebeur met hierdie probleem nie. Dit gaan gebeur. Nou moet jy in geloof op die Here vertrou. Want God het jou lief.
En hy wil hê dat jy jou probleme vir hom moet gee. Leef in daardie verwagting vir die antwoord op jou gebed. Hoe gaan hy antwoord? Ek weet nie. Dalk nog voor die son sak vanaand en dalk deur 'n vriend of iemand het dalk die antwoord in jou vriendekring. Ek weet nie, maar ek is seker van sy goedheid en ek weet dat wat ook al voor lê, gaan dit wees soos wat die Vader dit oor my lewe wil hê. Jy sê dalk, Jigo, as ek elke keer wat ek 'n probleem het, dit vir die Here moet vat, gaan ek die hele dag met die Here praat. Daar's hy. Dis wat moet gebeur. Nou ek sluit met hierdie skrif, Filippense 4 vers 6 tot 9. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg, wat lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Net gou nog 2 laaste goedjies. 'n Gebed wat jy nie bid nie, die probleem wat jy nie na die Here toe vat nie, is baie soos 'n doring wat nie uitgehaal word nie. As jy iemand soek om dorings uit te haal, my vrou Rita is baie goed daarmee. Ek dink sy geniet dit. Maar as jy daai doringkie los, hoe langer hy daar bly, word hy 'n infeksie en dit word sommer giftig rondom. Moenie jou probleme los nie. Moenie dit kroeg toe vat nie. Moenie dit na porn op jou internet toe vat nie. Moenie dit na jou kinders toe vat of in jou huwelik uithaal nie. Dit kompliseer dinge. Vat dit vinnig. Vat dit dadelik na Christus toe. Here, ek was 10 minute gelede hier, maar hier's ek weer. Hier's nog eene. Leer om in gebed te leef en vrede en geloof te stap saam met God in sy teenwoordigheid en 'n mooi nuwe hoofstuk van jou lewe begin vandag. Ek sluit met 'n storie. Daar was eendag 'n sendeling, Dr. Helen Roseveer. Sy was in die Kongo vir 20 jaar. En na 4 jaar was sy by 'n mediese kliniek en eendag word daar 'n babatjie gebore, voortydig. En met geboorte gaan die moeder dood. Die baba het ook 'n 2 jaar oue sussie gehad. So dit was die voortydige babietjie, 2 jaar oue sussie. Geen elektrisiteit nie, daar's nie 'n broeikas om die baba warm te hou nie. Daar's 'n warmwaterbottel wat hulle gehad het. Maar toe die vroedvrou die warmwaterbottel vol maak met die warmwater, toe bars hy, was te oud. En sy slaap toe in die aand by die babietjie om hom warm te hou. En Dr. Roseveer vertel, sy vertel die probleem vir die kinders wat in die weeshuis is daar naby. En daar's 'n meisietjie met die naam van Ruth. Sy is 10 jaar oud. En sy reageer soos 'n Maria van oud. Sy sê, maar kom ons praat met Jesus hieroor. En hierdie 10-jarige meisie bring hierdie geloofsgebed na die Here toe. Asseblief Here, stuur vir ons 'n waterbottel en terwyl jy besig is, stuur ook asseblief 'n pop vir die sussie, want sy het nou baie seer in haar hartjie en ons is baie lief vir Jesus. Amen. En Dr. Roseveer was verstom, stil verstom. Want vir dit om te gebeur, vir 'n pakkie om afgelewer te moet word, sou dit 'n baie groot wonderwerk wees. Vir 4 jaar in die Kongo het sy nog nooit 'n pakkie ontvang nie. En wie sal 'n warmwaterbottel na die ewenaar toe stuur? Maar iemand het. Daardie middag het 'n trok arriveer in die ingang van die kliniek. En hulle lewer 'n boks af met iets. Ons droë vrugte in en boeke in en treie in en onder in hierdie houer is daar 'n warmwatersak en 'n babapop. Die boks was 5 maande gelede voorberei deur 'n sonnaarskoolklasie ergens in die Ooskus. En dit arriveer op hierdie dag. Mag God jou gebed verhoor. Sommer dramaties reageer. As dit nie nou gebeur nie, is dit oukei. Al wat ons wil hê is dat God se wil oor ons lewe gebeur. Los die probleem by God. Hy sal vir jou sorg. Kom ons bid saam. Vader, U is 'n goeie God. Ek het U nodig. Ons het U nodig. Dankie vir dit wat U doen. In Jesus naam. Amen.